die preek van voorreg om vir julle die woord te bring en ek wil net as om Lukas gevra het, soos Michelle binne gevra het, as die woord bring vandag ek kom maar wanneer ek gevra word om die woord te deel, wanneer het my beurt is om dit te deel, dan kom deel ek met dit wat die Here besig is met my. Ek kom nie van 'n posisie af waar ek nou die woord gaan bestudeer en nou wil ek kom leer, die mense kom leer uit die woord uit die Here is ons leermeester. Jesus het gesê, julle noem my Rabbi, wat beteken leermeester, en hy het vir hulle gesê, ek is dit, ek is die leermeester. So, wat ek vra is dat elkeen dit hoor, maar laat ons dit Here Heilige Gees vra, hoe pas ek hierdie woord, is kosbaar, die woord is so kragtig en lewendig, hoe pas ek dit in my lewe toe? Het gaan nie oor wat Pierre wil kom leer nie, maar het gaan oor die woord, is kragtig, nee, wat uitgaan. En ons vat daai woord, en ek sit dit in my hart, en ek vra Here, kom wys my, want daai woord, dieselfde woord, het 'n ander toepassing in elkeen van ons lewens vandag. En dit is net die woord is so wonderlik, en so bo ons vuurmaakplek partykeer. Maar die Here is besig met my, met seisoene. In Prediker 3 lees ons, daar's 'n tyd vir elke ding. Ek meen, daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om te werk, daar's 'n tyd om te rus. Daar's wintertyd, daar's somertyd. So alles in hierdie wêreld werk in seisoene. En ons is konstant besig om deur seisoene te gaan. Weet, daar's 'n seisoen wat 'n kind klein is, daar's 'n seisoen wat hy groter is. Daar's 'n seisoen wat die ouers na 'n kind kyk, daar's 'n seisoen waar die kinders weer begin na die ouers kyk. Weet, daai seisoene hou aan ry. Selfs in ons liggame is daar seisoene. Weet, wanneer jy jonger is jy fikser en sterker, en dan word jy ouer en jy word weer bietjie meer wyser en gryser, en so ons is heeltyd besig, daar's 'n konstante seisoenverandering wat ons in is. En wonderlik wat die Here sê, dat die kinders van die Here sal die seisoen ken, soos wat jy dit kan sien aan die olyfboom se blaartjies. Nou, so hy gee ons goddelike insig in die seisoene, nie net in hierdie rehellum nie, maar ook die geestelike seisoene. En ons moet sensitief wees vir die geestelike seisoene ook, want niks bly konstant nie. Die Here is konstant. Die Here is konstant. Daar moenie 'n fout maak, die Here sê, ek was en ek sal altyd wees, gister en vandag en môre altyd dieselfde, né? So ons weet die Here is konstant, hy verander nie hoe hy voel en wat hy voorstaan, wat hy skryf, dit is konstant, maar die seisoen wat ons saam met hom wandel verander. Die avontuur wat ons saam met hom beleef, ons life, kom ons sê dit in Engels, kan jy sê ons journey. Jy is heeltyd besig om op punt A na punt B te gaan. Of jy nou wil of nie wil nie, ons het 'n vertrekpunt, en ons het 'n eindpunt. Ons het 'n geboortedatum, en ons het 'n datum wat ons gaan aanbeweeg na die volgende rehellum toe. En dis iets wat ons almal in gemeen het. En in Handelinge, en ons is in ons geestelike wandel met die Here, in ons verhouding met die Here, is daar konstante vernuwing. Jy sien, ons is baie, ons as 'n mensdom, en ek praat nou baie van myself, maar ek weet, ek is ook 'n mens, ek kan baie van dit miskien 'n bietjie meer veralgemeen, dat ons is geneig om op 'n plek te kom, en dan is ons daar. Dus nou, ons kom en ons wandel met die Here, en ek het 'n pad geloop, en ek het gegroei in die Here, en ek het goed ervaar, en ek het 'n getuienis, maar nou is dit daar. En omdat die Here so oneindig in diepte is, kan ons nie nooit daar kom nie. En ek dink die Here het met my weer kom aanspoor om te sê, weet, vang weer 'n rat. Baie keer is ons geestelik in 'n seisoen, en is in Handelinge 17, ek wil sommer vir julle gou lees, in Handelinge 17, ek moet hom net kry in hierdie woord, hier van vers 26 af, en dis 'n baie bekende vers, eintlik is daar so baie wat net oor die vers, en hy sê, and he made from one common origin, one source, one blood, all the nations, hy sê van een mens het hy al die nasies gemaak, né? And settled on the face of the earth, having definitely determined the allotted periods of time and the fixed boundaries of their habitation. Hy het bepaal, hy het al die nasies gemaak, hy het bepaal wanneer hulle sal leef,
en waar hulle sal leef. Hy het die grense van hulle woonplekke. En ons het al, ek het al een keer daaroor gepraat, hy het bepaal dat tussen hierdie datum en hierdie datum gaan Oom Lukas in hierdie erf bly, Kareeland 26, daai grense was bepaal van die begin van tyd af, en so woon ons elkeen, en jy gaan na Richards Bay, die Here het daai Jeffreys Bay, dat is een of ander baai, daar by die see, maar daai grens wat julle gaan intrek, het die Here lankal bepaal, nog voor ons hier gekom het, hy het bepaal, dit is vir my so wonderlik, hy het bepaal wanneer jy gaan leef, wanneer jy gaan huis toe kom, en wanneer, maar dis nou nie wat ek vandag wil preek nie, vergewe my, maar die woord maak my opgewonde, want dis niks is per toeval nie, die huis wat ek in woon, is nie per toeval nie, hy het lankal besluit te gaan daar bly, so ek eer hom vir dit, en hy het gesê, wat se land hy my gaan gee, en hy het gesê, waar gaan ek bly vir hoe lang, en dan vers 27, hier is wat ek met julle wil praat, so that they should see God, in the hope that they might feel after him and find him, although he is not far from each one of us. Die Afrikaans sê, sodat hulle God sal soek, al sou hulle moes rondtas, maar hy is nooit ver van enige een van ons af. Jy sien, ons kom baie keer in 'n seisoen, waar, ons het dit nou gesing, ek wil gou hier so, ons het dit nou gesing, ons kom baie keer in 'n seisoen in ons lewe, waar ons, partykeer, ons het hierdie wandel met die Here, maar ons ervaar nie, dit is half asof ons, dit is soos 'n dam wat kom stagneer, ons het hierdie pad geloop met die Here, ons glo in die Here, ons het hierdie wandel, ons gaan kerk toe, maar ons kom op hierdie plek, waar ons rondtas, vir hom, met die hoop om hom te vind, en die Here hy weerhou hom net daai bietjie, hy sê, ek is nooit ver, maar ek is nooit ver van enige een af nie, en ons het hier gesing in Habakuk, sê hy, en ons het gesing, en al sou dit donker word hier rondom my, en dit voel of u hand verwyder is van my, sal ek op u vertrou. Sien, ons kom baie keer op hierdie plek, maar die Here het dit lankal so bestem, en ek het die Here gevra, maar Here, hoekom hou u daai bietjie terug, hoekom, is al half asof die Here hom verberg vir ons partykeer met tye, daar is seisoene in ons lewe wat dit gebeur, hoekom, jy weet, en die Here sal tog nie met ons kat en muis speel, hy sal nie met ons die gek skeer nie, en my antwoord is dit, dat die Here wil hê ons moet hom soek, nee, weet, daar is 'n skrif, en julle sal dit ken, wat sê, hulle wat soek, sal vind, nee, so as jy nie soek nie, sal jy nie vind nie, en die Here sê, en vir hom wat klop, vir hom sal oopgemaak word. Jy sien, oomblik wanneer ons kom op daai plek, daai posisie van, yes, ek is nou in verhouding met die Here, ek is hier, nou klop ek nie meer nie. Sien jy, ek soek nie meer nie, en die ding is, hy is so oneindig, dat ek het maar 'n fraksie van hom ontdek in my lewenspad. Ons gaan in die ewigheid, wat ons saam met hom is, elke dag iets niets ontdek van daai oneindigheid van wie hy is en wat hy is. Maar dit het nou klaar begin. Hy het ons klaar, toe ons tot bekering gekom uit die koninkryk van die duisternis uitgegaan, in die koninkryk van sy seun, die koninkryk van die lig gesit. So ons het die ewigheid het klaar met hom begin. En hy het meer, baie meer is wat ons kan in ons mensbrein uitwerk. Maar hy wil hê jy moet dit soek. Ek meen, hy gaan homself nie aan my en jou opdring. Want ek sê altyd, die Heilige Gees is gentleman, en hy sê, maar jy moet my soek. En as jy my soek, sal jy my vind. Hy sê, if you truly seek me, nee, as jy my werklik soek, hoe graag wil jy my, en hoeveel wil jy? Jy sien, en dan kom die Here in die openbaring, en ek sê, van my Here, hoekom kan ons nie net sê, papa hier sê? En hy sê, maar waardevolle goed, as ons vat in ons lewe, waardevolle goed, lê nie oral rond. Gaan ding maar, enigiets wat waardevol is, of het nou goud of silwer, of 'n horlosie is, of 'n diamantring, enigiets wat waardevol is, lê nie net oral rond, want dan is dit nie meer waardevol. Ek meen, kyk as jy buite die hele plek lê vol klippe, maar daai klip het nie waarde, gaan probeer om verkoop. Nee, daai spoelklippe. So, goed wat waardevol is, word in 'n kluis gebeere. As jy dit wil hê, moet jy daarvoor gaan myn. Jy gaan dit moet soek, en hang af hoe hard jy daarvoor soek. Nee, as jy vat hoeveelheid werk,
wat ingaan om ons sê ons goud te ontgin. Die proses wat daarin is. Nee, so en dit is wat waarde bepaal. En met my wat die Here gedeel het is, maar hoe kosbaar is ons verhouding, ek en my vader se verhouding. Hoe kosbaar is dit vir jou? En hoe graag wil jy dit hê? Jy sien, ons werk nie vir beloning nie. Dis nie wat ek vanoggend praat nie. Maar hoeveel soek jy? Soek jy hom? En soek jy hom opreg? Dat jy regtig is, hoe afhanklik is jy? Dit is die vraag. En die Here het nog 'n vers vir my gedeel, is eintlik 'n ou vers wat ek baie keer deel, as dit gaan oor, as ons gaan oor saai en finansies. Hy is in Hosea 10 vers 12. En dit gaan eintlik baie oor, nie net oor finansies, dit gaan oor alles wat jy kan saai. Die woord leer ons dat dit wat jy saai, dit sal jy oes. So daar's baie goed wat ons kan saai. Ek sê altyd, gaan kyk wat kort jy in jou lewe. Dit wat jy tekortheid aanvat van dit. En die Here gee altyd saad om te saai en brood om te eet. So jy vat van dit wat jy tekort het en jy saai dit. Want dan kan jy daarvan oes. Maar dis weer 'n geselsie vir 'n ander tyd. Maar hy sê hierso in vers 12, sow for yourself according to righteousness. Hy sê, saai in vergelyking met jou regte stand, your uprightness and right standing with God. Dan sê hy, reap according mercy and loving kindness. So jy oes in die Here se genade uit en sy liefdevolle en hy sê vriendelikheid en gesindheid teenoor ons. En dan sê hy waar ek wil kom. Break up your uncultivated ground. Die Afrikaans praat van ploeg vir jou 'n braakland. Ploeg jou braakland. Met ander woorde, hy sê jy moet gaan omkeer, jy gaan moet oopskeer en omkeer dit wat braak lê, dit wat stil lê, wat nog nie aangewerk, wat gerus het, né? You must go where you have not gone before. Daar waar jy nie voorheen was nie. Nee, moet jy gaan. En hy sê, en dan praat hy van die seisoen. Hoor hoe mooi praat hy van die seisoen. For it is time. Dit is tyd. En dis die seisoen wat die Here in is met my en in die Gees met sy kinders. Die woord sê ons sal die seisoen ken aan die vyeboom se blare. So ek deel dit met julle. For it is time to seek the Lord. Nou, so dit is tyd om hom te soek. Nie sy hand nie. Nie net deur om die byeenkomste van die heiliges by te woon en die lofsange en die, dis nie net dit nie. Dit is tyd, die seisoen is om hom te soek, sy gesig te soek, nie sy hand nie. Of dit wat ons vir hom kan doen nie. In Hosea 6 vers 6 het hy vir die volk gesê, ek soek nie julle brandoffers nie. Ek soek julle liefde en julle toewyding. Ek soek nie wat jy vir my kan doen nie. Ek soek nie jou godsdienstige aksies, maar ek soek jou hart. Nee, maar as die Here my hart soek, dan moet ek met my hart, ek moet hierdie bors ook oopmaak en met my hart na hom toe kom. En Vader, ek soek u aangesig, ek wil u sien. Ek wil nie net sien wat u vir my het nie, ek wil u sien vir wie u is. To seek the Lord, to inquire for and of him. To inquire for him is wat ons vanoggend doen, maar ons kom hoor van hom. Nee? So ons kom hoor van hom. Maar hy sê, dis nie net tyd om te hoor van hom nie, dis om te doen te kry met hom. Dis die seisoen wat ons in is. Okay, en dan sê hy, ek gaan weer die sin voor. For it is time to seek the Lord, to inquire for and of him, and to require his favor. Sy guns moet verkry word, né? Ons werk nie vir vergoeding nie. Dis nie as ons soet is, kry jy sterretjie in die klas nie. Maar sy guns moet verkry word, ons moet gaan inpres in sy teenwoordigheid, né? Dit gaan moet and to require his favor till he comes. Luister, till he comes and teaches you righteousness and rain his righteous gift of salvation upon you. Dan kom die Here en hy kom, soos ons sê, hierdie reën. Dan kom reën hy daai geestelike reën in ons lewe. Maar jy moet inpres daar. Jy moet daar in daai plek kom sê, Here, ek smag na. Ons sing daai in Habakuk ook soos 'n takbok, soos 'n hert wat smag na water. So smag ek na u. Dit is om te sê, Here, ek hunker om met u te doen te hê.
Om met u kontak te hê, intimiteit. Ek wil ingaan in die binnekamer in 'n plek van intimiteit. En net onthou ons kan in die voorhof hom dien, ons kan hom buite Sion dien, ons kan hom as jy kan kies hoe jy en wat jy wil doen, maar hy wil hê ons moet in die binnekamer gaan waar ons face to face met hom kom, een op een in intimiteit. En daar is 'n spesiale plek, 'n spesiale goed gebeur. En ek wil vir jou sê, miskien is jy daar. Maar jou vandag, daai plek is nie dieselfde môre nie. Want jy kan dieper gaan in hom. Jy sien, soos hy homself aan ons openbaar, kan hy dit aanhou doen tot in ewigheid. En jy sal hom nog nie bereik het, die volheid van hom. Omdat hy oneindig in diepte is. Ons het nog 'n seisoen, ek net so wil noem, wat ons hieroor gesing in die Days of Elijah. En dis die seisoen vir die kerk. Hy sê, and out of Zion's hill salvation comes. Zion hill verwys na die kerk. Dit is die kinders van die Here, nie die gebou nie, nee. Die kerk. Out of Zion hill salvation comes. And these are the days of Ezekiel. The dry bones becoming as flesh. So dis die seisoen van die kerk wat ons hiervan sing. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. Dis die dienaars van die Here, wat die aanprysing en aanbidding en bid, en ons bid daai, ons herbou daai altare, en hierdie is ook 'n temple of praise, en ons is 'n biduur, né? And these are the days of the harvest. Dis die mense wat buite sit, wat nog nie die Here dien nie. Dis die Here se hart, dis waarvoor Jesus gekom het. The fields are as white in the world, die oes staan gereed hier buite. And we are the laborers in the vineyard, declaring the word of the Lord. Nou, so these are the days. Dit is die seisoen vir die kerk. Maar die seisoen is ook vir ons, om dieper te gaan, in verhouding met die Here. In intimiteit, nie net verhouding, intimiteit, dieper. En die Here te vra dat, Here, wys my iets niets, miskien net ek al 20 jaar die Here gedien, ek is op hierdie plek, ek doen my Bybelstudie daagliks, ek gaan Sondag, ek woon die byeenkomste van die heiliges by, ek het hierdie verhouding met die Here, ek het die interaksie met die Here, maar daar's meer, en daar's altyd meer, en die Here nooi ons in, sê, this is the time, hierdie is die tyd om nog dieper te gaan, en dit is die seisoen wat ek met julle wou deel. Ek dink tot daartoe vir vandag. Ek weet ek was al in die ronde met hierdie ding, maar ek hoop is van waarde vir elkeen, en ek hoop dat wanneer ons vir die Here gaan rondtas, dat ons daai, en ek vra die Here dat hy, Here, kom roer dit op in ons hart, 'n nuwe hinkering, 'n nuwe vuur, dat ons regtig meer van U sal wil hê, dat ons nie complacent sal raak, sê Engelse woord, waar ons nie gemaklik net sal raak in die zone waar ons nou is, ons bevind nie, want elkeen is op sy plek in die verhouding met ons Here, maar dat ons nie gemaklik daar sal wees nie, maar dat ons meer sal wil hê, en dit behaag die Here, dat daar 'n hinkering is, om meer te hê, en as dit julle sal aanspoor, om die Here dit te vra, en dit sal 'n tyd wees, ek wil hê, as ons na Handelinge 17 verwys, sê, en hulle sal rondtas, daar sal 'n tyd wees, en dit sal nie noodwendig dadelik deurkom, of miskien nie noodwendig in die formaat wat ek dit wil hê nie. Nee, want ek meen, ek het hierdie prentjie, maar die Here se prentjie is nie altyd, ek het al geleer in my lewe, is gewoonlik nie dieselfde as Peer se prentjie nie. So as ons hom die kans sal gee, sodat hy homself sal openbaar aan jou, en as ons sensitief sal wees, dan sal ons 'n nuwe dimensie van hom, as ek dit so kan noem, mee te doen kry in ons lewens, ons sal dieper gaan, en nou sal weet jy, dis so half, of 'n ou half donkie mode gaan, as jy die Here dien op dieselfde manier vir 10, vir 20 jaar, jy gaan, later jy raak deel van motions, jy gaan deur die motions van om 'n kind van die Here te wees, en daar's nie meer 'n nuwe, interessante ding, iets wat jou opgewonde maak, en ons verhouding aanvuur. Nee, so ons vra die Here vir dit, vir elkeen, en vir my ook. Soos ek sê, dis goed wat hy met my gedeel het. Maar dankie dat ek dit kon deel, en as iemand wil iets byvoeg, dan is welkom.